Ons is in Spreuke hoofstuk 9, ons gaan kyk na verse 7 tot 9. Spreuke 9 vers 7 tot 9 en dit lees dan soos volg. Hy wat 'n spotter teregwys, behaal vir homself skande. En hy wat 'n goddelose bestraf vir homself 'n skandvlek. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. Deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin is. Ek dank U dat ons nie hoef te twyfel oor hoe ons hoef te lewe, hoe ons hoef op te tree in hierdie lewe, Here. U los ons nie blind nie. Nee, Here, U gee U woord wat 'n lig vir ons pad is, 'n lamp vir ons weg, Here. U maak die pad vir ons helder. En Here, daai pad is nie moeilik om te sien nie. Maar Here, ons is 'n wederstrewige mensdom. Selfs as die weg voor ons oop en duidelik, Here. Ons natuurlike mens, ons vlees neig om van dit af te wil wyk in die donkerte in. Maar Here, mag dit nie so wees nie. Mag die Gees in ons harte werk. Gun dit ons, Here, om heilig voor U te lewe. In alle gehoorsaamheid onderdanig aan U te wees, aan die woord. Want dit is ons lewe, Here. Lei ons in dit, o Here, ook in hierdie oggend, om die waarheid so ook aan te neem, vir dit wat dit is, U woord. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar omdat U genade groot is, wees ons weer eens genadig. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n genadige en barmhartige God is, ja, selfs teenoor sondaars soos ons. In Jesus se naam alleen. Amen. Nou, ons laasweek begin met Spreuke hoofstuk 9, waar ons gesien het dat hierdie hoofstuk weer eens net vir ons twee opsies bied in hierdie lewe. Of ons gaan in by die huis van die vrou wysheid, en indien nie, bly ons by voorbaat in die huis van vrou dwaasheid, waarvan ons dan sal lees in hierdie hoofstuk vanaf vers 13. Daar is nie 'n derde huis nie. Jy kan nie maar net in die straat bly staan nie, en dink dat jy nie een van hierdie twee huise hoef te kies nie. Indien ons nie by vrou wysheid woon nie, bly ons by voorbaat in die huis van vrou dwaasheid. Maar soos ons gesien het, die vrou wysheid sit vir ons 'n feesmaal voor, of soos vers 2 vir ons gesê het, haar slagvee is geslag, haar wyn is gemeng, en haar tafel is vir ons gedek. En so is almal ook gretig vir 'n feesmaal, totdat mense uitvind wat daardie feesmaal behels. Daardie feesmaal bestaan uit die woord van die Here, die wysheid van die Here. En daarom sê die woord ook vir ons, dat ons nie van brood alleen sal leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Elke woord wat van die mond van God uitgaan. Die feesmaal bestaan uit God se gebooie, sy weë, sy wysheid. Die Fariseërs het hulle self daarin geroem dat hulle al God se gebooie onderhou. En al sy verordeninge en insettinge was hulle gehoorsaam, maar hulle het Christus verwerp. Terwyl baie mense weer vandag, wat hulle self gelowiges noem, presies die teenoorgestelde doen as dit wat die Fariseërs gedoen het. En hulle roem hulle self ook daarin, dat hulle Christus nie verwerp nie. Inteendeel, hulle sal hom enige tyd aanneem. Hulle verwerp nie Christus nie. Maar, hulle doen iets teenoorgestelde as wat die Fariseërs gedoen het. Hulle verklaar sy gebooie en sy insettinge as nietig. Hulle hou nie sy gebooie nie. Hulle sal Christus vat, maar hulle verwerp sy woord. Die Fariseërs het gesê, ons sal sy woord vat, baie dankie,
maar ons ook nie Christus nie. Die gelowiges vandag doen presies die teenoorgestelde. Maar soos Jesus sê in Matteus 5 vers 18 tot 20, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en dit leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Of soos ons lees in Matteus 23 vers 1 tot 3, toe het Jesus met die skares en die disippels gespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses, met ander woorde, hulle verkondig die wet van Moses, hulle is die gesag wat het vir mense leer, hulle sit op die stoel van Moses, Jesus gaan aan om te sê, alles dan wat hulle vir julle sê, alles dan wat hulle vir julle sê, doen en onderhou, maar doen nie na hulle werke nie, want hulle sê en hulle doen nie. Doen en onderhou wat hulle leer. Maar net nie hulle volg in hulle voorbeeld nie, dis al. Deur hulle werke het hulle Christus verwerp, terwyl hulle beweer het om die wet gehoorsaam te wees. En baie gelowiges vandag verwerp die wet, terwyl hulle beweer om weer Christus gehoorsaam te wees. Nee, die wysheid van die Here sit vir ons 'n feesmaal voor en daardie feesmaal is niks anders as die wee en die wysheid van die Here nie. Die feesmaal is God se gebooie en sy insettinge en sy verordeninge. Die probleem is bloot, die wat in die vlees wandel, verwerp die feesmaal, want dit lyk nie vir hulle soos 'n feesmaal nie. Die gelowige aan die ander kant het nie net 'n liefde vir die koning nie, maar ook 'n liefde vir sy koninkryk. En wil reg en geregtigheid laat geskied in daardie koninkryk. Nie volgens hulle eie gebooie en insettinge en verordeninge nie, maar volgens die gebooie van die koning van daardie koninkryk. En daardie koninkryk begin by onsself en by ons families en by ons kerk en dit strek al hoe wyer in die samelewing totdat die hele wêreld vol raak van die kennis en die heerlikheid van die Here. Of soos Habakuk 2 vers 14 vir ons sê, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Dit sal gebeur. Nie volgens ons gebooie nie, maar volgens die gebooie van die koning van daardie koninkryk. Die fees van die Here word gevind in die weë van die Here. Wie die koninkryk verwerp, verwerp ook die koning van daardie koninkryk. Wie die insettinge en verordeninge van die koninkryk verwerp, verwerp die koning wat dit in plek gestel het. Die fees van die Here word gevind in die weë van die Here. Hosea 14 vers 10, wie wys is, laat hom op hierdie dinge let. Wie verstandig is, laat hom dit erken. Want die weë van die Here is reg, en die regverdiges sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel. En nie net struikel die oortreders daarop nie, hulle verag dit. Hulle minag dit. En dit is wat bedoel word met spotters, wanneer ons lees in verse 7 en 8 van ons teks vandag wat sê, hy wat 'n spotter teregwys, behaal vir homself skande, en hy wat 'n goddelose bestraf, vir homself 'n skandvlek, bestraf 'n spotter nie. Anders haat hy jou, bestraf 'n wyse, en hy sal jou lief hê. Die spotters is nie noodwendig mense wat grappe maak oor die geloof nie, alhoewel dit hulle sekerlik sal insluit. Maar dit is nie noodwendig net mense wat grappe maak oor die geloof nie. Dit verwys na die mense wat 'n minagting het vir die weë van die Here. Die woord spotter gee eintlik die indruk van 'n baie noue definisie, in die sin dat 'n mens dadelik dink dat 'n spotter is iemand wat die spot dryf. Iemand wat grappe maak.
Maar dit verwys nie noodwendig na iemand wat die spot dryf nie, maar na iemand wat 'n minagting het vir God se wet, ongeag of hulle dit bespot, of hulle dit kritiseer, of hoe ook al hulle afskie daaraan manifesteer. Jy is 'n spotter. 'n Spotter onder andere is iemand wat nie ag gee op teregwysing nie. Of soos ons lees in Spreuke 13 vers 1 waar staan, 'n wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. Of soos Spreuke 15 vers 12 vir ons sê, die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. 'n Spotter is iemand wat nie hou van bestraffing nie, teregwysing nie. Met ander woorde, dit is nie noodwendig iemand wat grappe maak oor die geloof nie, maar wat 'n minagting daarvoor het. En nie daarop sal ag gee as iemand hulle volgens die wysheid van God se woord teregwys nie. Hulle minag dit. Hulle hou nie daarvan nie. Hulle sal nie daarop ag gee nie. 'n Spotter word ook vir ons gedefinieer in Spreuke 21 vers 24, waar staan, 'n vermetele, 'n trotsaard word 'n spotter genoem. Een wat in oormaat van vermetelheid handel. Of soos ander vertalings dit vertaal, spotter is die naam van die trotse, hoogmoedige man, wat handel in die oormaat van hoogmoed. Dis die naam van 'n spotter. Die woord van die Here is benede hom, hy gee nie daarop ag nie. Hy kan nie daardeur gekorrigeer word nie. En is dit nie die toppunt van hoogmoed nie? Wanneer die God van die heelal sy woord aan jou bekend maak, sy woord wat onfeilbaar en foutloos en genoegsaam is, sy woord wat volmaak en perfek is, en jy dit verwerp as iets wat nie op jou van toepassing is nie, is dit nie die toppunt van hoogmoed nie? Wanneer die perfekte woord van die God van die heelal na jou toe kom en jy verwerp dit nie, hoe vermetel moet jy wees? Want by voorbaat erken die spotter dan dat hy beter weet as volmaaktheid. Hy is beter as perfek en hy is wyser as die een wat die hemel en die aarde geskape het. En kan 'n mens meer vermetel en hoogmoedig as dit wees? En dit sluit aan by laasweek se preek waar ons gesien het dat die eenvoudige die persoon is wat sy eenvoud herken en erken. Die eenvoudige en die verstandelose, soos hy genoem was, soos ons genoem was in vers 4, is die persoon wat 'n begrip het vir die feit dat daar geen wysheid in hom is nie. Jy besef dit, jy besef jou eenvoud. En omdat daar geen wysheid in hom is nie, gaan hy na die Skepper van die heelal toe, wie oor alle wysheid en insig beskik, en gee daarop ag. Want hy weet hy het dit nie in hom nie. Dis die eenvoudige, dis die nederige, dis die een wat homself verootmoedig vir die Here. Dis die verstandelose, soos die skrif ons gesê het. Dis die een wat erken en herken dat hy het dit nie in hom nie. So hy gaan eerder na die Here toe, wat dit wel het. Die spotter aan die ander kant sien homself nie as 'n eenvoudige nie, en sien homself nie as verstandeloos nie, maar is so vermetel en so hoogmoedig om te dink, dat die Here van die heelal hulle nie oor enigiets kan inlig nie. Hulle moraliteit word deur hulle self gedefinieer. En so sal hulle hoogmoedig wees in hulle eie moraliteit. Want hulle het nie God nodig om te weet dat dinge soos egbreek en moord en sovoorts verkeerd is nie. Hulle het nie nodig dat die Here dit vir hulle sê nie. Hulle kan hom self bepaal. Hulle sal self tot daardie gevolgtrekking kom sonder die hulp van die Here. Maar hulle besef nie dat die sonde van moord en egbreek en sovoorts alleenlik sin maak in lig van die gebooie van die Here. Dis al wanneer dit sin maak, is wanneer dit gesien word in lig van die Here self. Want as God nie bestaan nie, of sy woord irrelevant is, en ons nie in sy beeld geskape is nie, waarom is moord verkeerd? As die Here nie bestaan nie, en sy wet nie staan nie,
Waarom is moord verkeerd? As ons nie in sy beeld geskape is nie. Waarom is egbreek verkeerd? As ons net diere is wat verder ontwikkel het as die ander diere, dan moet dit ook verkeerd wees as 'n leeu 'n bok vang. Daai leeu pleeg moord. Of as 'n leeu met meer as een wyfie paar, dan moet dit ook verkeerd wees. As ons net diere is. Hierdie dinge kan net verkeerd wees in lig van die feit dat die Here regeer. Hy het ons in sy beeld geskape, nie die diere nie. Hy het ons in sy beeld geskape. En dat hy die een is wat die reëls bepaal, ongeag of jy dit wil erken of nie. Jy erken die Here bestaan as jy enige vorm van moraliteit het. Die dwaas mag dalk homself trotseer in sy moraliteit, maar geen moraliteit kan bestaan apart van die Here wat daardie moraliteit onderskryf nie. En soos ons laasweek gesien het, daarom kon Salomo ook sê, Here, ek het nie die vermoë om tussen goed en kwaad te onderskei nie. Gee my die wysheid om dit te doen. Hy het nodig om te weet wat reg en verkeerd is. Hy het nodig om gesê te word wat reg en verkeerd is. Hy verootmoedig homself en sê, Here, ek kan nie onderskeid tref tussen wat goed en wat kwaad is nie. Geef my wysheid asseblief. Die spotter is nie bloot iemand wat grappe maak oor die geloof nie, dit is iemand wat die woord van die Here minag. Deur om dit met sy eie woord te vervang. Hy is 'n trotsaard, of soos die woord gesê het, hy is een wat in oormaat van vermetelheid handel. Dis die spotter. Hy handel in 'n oormaat van vermetelheid, hoogmoed. En wat sê ons skrif moet ons met so 'n persoon maak? Vers 8, bestraf 'n spotter nie. Anders haat hy jou. Want soos vers 7 ook gesê het, hy wat 'n spotter teregwys behaal vir homself skande, en hy wat 'n goddelose bestraf vir homself 'n skandvlek. In ander woorde, los hulle uit. Los die spotter uit. Dis wat die woord ons leer. Nou die vraag kan gevra word, maar wat dan nou van evangelisering? Maar dit is nie wat deur hierdie skrif hanteer word nie. Ja, ons moet mense van die Here vertel, ons moet getuig van die waarheid, ons moet mense bring tot die kennis van die Here. Ons moet dit doen. Maar ons skrif vandag verwys nie na iemand wat nog nooit gehoor het van die Here nie. Ons skrif vandag handel oor mense wat weet wie die Here is en wat sy gebooie al gehoor het. Hulle is nie onkundig daaroor nie. Hulle het dit al gehoor. Maar hulle het besluit om dit te minag deur om nie daarop ag te gee nie, maar eerder hulle eie oordeel te gebruik in plaas van die oordeel van die Here van die heelal. Ons sien hoe dit toegepas word in die woorde van die Here aan sy disippels in Matteus 10 vers 11 tot 14 waar staan, en in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, as hulle na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit, en skud die stof van jou voete af. Die Here sê nie, hou aan karring nie. Sien wat hy sê nie. Hy skryf nie evangelisering af nie, maar hy sê ook nie hou aan karring nie. Hy sê skud die stof van jou voete af. Hy sê nie hou aan karring en bou 'n verhouding met die mense en later van tyd mag hulle dalk tot hulle sinne kom nie. Sien wat die Here sê. Nee, hy sê, as hulle die waarheid gehoor het, maar hulle minag daardie waarheid, hulle is dit nie waardig nie, sê die Here. Deur om nie daarop ag te gee nie,
dan het daardie persoon wat voorheen onbewus was van die Here, so pas 'n spotter geword. So skei die stof van jou voete af, jy moet niks meer met daai persoon te doen hê nie. Beweeg aan. Hy minag die woord, hy is dit nie waardig nie. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Wie is die spotter? Hy is een wat die woord gehoor het, en hy verwerp dit. As die disippels sou aanhou, om hulle te probeer oortuig, dan sou hulle 'n spotter probeer oortuig. Maar dan sou hulle ook die disippels gehaat het. En dit is hoe evangelisering lyk, van iemand wat geensins van die geloof weet nie, of in onkunde lewe, oor wie die Here werklik is. As iemand in onkunde lewe, hulle het dalk al van die Here gehoor, maar hulle het 'n wanpersepsie van wie hy is, korrigeer hom. Maar kyk wat sy reaksie is. Korrigeer hom, want hy dalk nog nie die regte God gehoor nie. Maar moenie 'n spotter bestraf, vir dit verwerp nie. Wat die woord minag nie. Ons moet die Here verkondig, maar as iemand dit verwerp, skud die stof van jou voete af, en beweeg aan, anders gaan hy jou haat, en jy gaan 'n skandvlek, soos die skrif sê, oor jouself bring. Nou, die Here is meer genadig met die wat binne die kerk is. Want die Here gee die gelowige wat deel is van sy kerk, nie 1 kans nie, maar 3 kansse. Want soos Matteus 18 vers 15 tot 17 vir ons sê, en as jou broeder teen jou sonde gaan, bestraf hom tussen jou en hom alleen, en as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, sê die skrif nie, skud dan die stof van jou voete af. Nee, as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 broers met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Dis die tweede geleentheid, en as hy na hulle nie luister nie, na die tweede geleentheid nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Menende moet niks met hom te doen hê nie. Want dit was die gesindheid teenoor heidene en tollenare in daardie tyd. Laat hom dan vir jou wees, soos 'n heiden en 'n tollenaar. En hierdie geld vir mense wat hulle self vereenselwig het met die gemeente van die Here. Hierdie proses is net op die van toepassing wat hulle self vereenselwig het met die kerk. Met die samekoms van gelowiges. Daar word 3 kansse gegee, voor jy as 'n spotter verwerp moet word, en daar geensins op jou meer ag gegee moet word. Maar let wel, jy kan nie hierdie doen met mense wat nie deel is van die kerk nie. Hoe doen jy dit met iemand wat nie deel is van die kerk nie? Voor watse gemeente bring jy hulle, as hulle nie eers deel is van 'n gemeente nie? Dit is net van toepassing op die, wat wel deel is van die gemeente, van die kerk van God. As mense buite die kerk nie hulle self wil aansluit by 'n gemeente nie, dan vat dit nie veel vir hulle om as 'n spotter verklaar te word nie. As hulle nie deel wil wees van God se kerk nie, dan vat dit nie veel om van hulle 'n spotter te maak nie. Hulle hoef die waarheid net 1 keer te verwerp. Inteendeel, meeste mense buite die kerk vandag, in ons land ten minste, weet van die Here, en hulle het genoeg kennis om te weet dat die Here die kerk gestig het met amptes soos ouderlinge en so meer, en hulle het 'n goeie begrip van wat God se woord ons leer. Maar hulle verwerp die gemeente. Hulle verwerp die kerk. En as jy nie in die kerk is nie, dan kan jou kerk jou ook nie uitgooi nie. Hoe gaan die kerk jou uitgooi as jy nie in die kerk is nie? Daar is nie vir jou 3 kansse volgens die woord dan nie. Kerklike tug is 'n genade van die Here. Dit is 'n genade van die Here om jou terug te bring op die regte pad. En hy gee vir jou 3 kansse. En as jy nie in die kerk is nie, dan verbeur jy daardie genade. Want hoe kan 'n kerk jou uitgooi na 3 kansse?
as jy nie eens in 'n kerk is nie. Hoekom sal dit die geval wees? Want dit waarskynlik al klaar die kerk verwerp. Dis wat baie keer die geval sal wees, vir mense wat nie in 'n kerk is nie. Het waarskynlik al klaar die kerk verwerp. Jy is 'n spotter. En soos die woord ons leer, bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Byvoorbeeld, gaan bestraf iemand wat 'n goeie begrip het van die Bybel en wat nie in 'n kerk is nie, en sê vir hulle moet kerk toe gaan, sê vir hulle dit is 'n goddelike vereiste om kerk toe te gaan, en dit is selde dat daardie persoon dit goed gaan hanteer. En verder meeste van ons ken 'n spul mense of familie wat nie in 'n kerk is nie, en jy weet ook presies wie dit is wat jou vermaning om kerk toe te gaan goed gaan hanteer, en jy weet ook presies wie dit is wat dit nie goed gaan hanteer, as jy vir hulle sê dat God se woord vereis dat hulle kerk toe moet gaan nie. Ons het 'n goeie begrip hoe mense gaan reageer. As jy vir hulle sê, maar die woord vereis dat jy jouself aansluit by medegelowiges. Jy weet wie dit goed gaan hanteer, en wie dit nie goed gaan hanteer. As jy vir hulle sê, die woord vereis dat jy jouself aansluit by 'n gemeente nie. Die tweede groep, wat dit nie goed hanteer nie, dit is die spotters. Dit is die spotters. Hulle ken die woord van die Here, maar hulle minag dit. En hulle sal natuurlik dinge sê, soos, maar waar sê die skrif, ons moet kerk toe gaan? Waar is daai vereiste? Waar is daai verpligting wat die woord op ons lê? Weereens, voor watse gemeente gaan hulle jou bring, as jy nie na die woord luister nie? Het die Here daardie kerklike tug, waar ons 3 kanse gegee word, verniet ingestel? Voor watse gemeente gaan jy gebring word? Paulus sê vir Titus, gaan stel ouderlinge aan in Kreta. Hoekom gaan stel hy ouderlinge aan in Kreta, as ouderlinge nie nodig is nie, en kerk is irrelevant? Hebreërs leer ons om nie die samekoms van gelowiges af te skeep nie. En dis natuurlik die argumente waarmee die spotters sal opkom, sodat hulle nie kerk toe hoef te gaan nie. Hulle verbeur daardie genade. Hulle ken die woord van die Here, maar hulle minag dit. En wys daardie persoon tereg, jy sal net vir jouself skande behaal, want daardie persoon is 'n goddelose, en hy wat 'n goddelose bestraf, behaal vir homself 'n skandvlek, sê ons skrif vandag. As iemand die geloof verwerp buite die gemeente van God, skud die stof van jou voete af. Hy is in elk geval nie deel van die gemeente nie, of van 'n kerk nie. Skud die stof van jou voete af en beweeg aan. Daardie persoon is 'n spotter. Los hom uit. Maar as iemand binne die gemeente van God is, dan is daar nog grasie om met daardie persoon te werk. Daar's 'n genade om met hom te werk, voordat hy voor die gemeente gebring word, en dan eers as 'n spotter verklaar te word, waarna hy as 'n heiden en 'n tollenaar hanteer moet wees. Levitikus 19 vers 17 sê, jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Met ander woorde, daar word wel van ons verwag en vereis, om ons naaste tereg te wys, en te help, veral sodat ons nie hulle sondes deelagtig raak nie. Dis ons broers in die geloof. Die disippels kom na die Here toe en sê, maar jou moeder en jou broers is hierso. En Jesus sê vir hulle, maar wie is my moeder en my broers? Hierdie disippels, dit is my moeder en my broers, dit is jou naaste. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sê Levitikus 19 vers 17. Ons moet mekaar help. Daar is grasie om mekaar te help.
Daar's genade om mekaar te help. Die een wat die gemeente van God verwerp, is 'n spotter. Hy verwerp die woord van die Here. Hy wil nie daarop ag gee nie. Hy minag dit. Skud jou stof van jou voete af. Moenie karring nie, sê die woord. Daar is nie vir hom 3 geleenthede nie, as hy nie in die gemeente van God is nie. En dit is in baie gevalle ook nie moeilik om te weet wie die spotters is nie. Ons wil dit net nie noodwendig aan onsself herken nie, veral nie as die spotters familielede is nie. En ons weet hulle is spotters, want hulle maak dit eintlik ooglopend, dat hulle die kerk minag, ook sy verbond minag, hulle minag sy gebooie, sy verordeninge, sy insettinge. Hulle is spotters, en so Spreuke 3 vers 34 ons geleer het, die Here self sal met die spotters spot. Die Here sal met die spotters spot. Beteken dit die Here gaan met hulle begin grappe maak? Nee. Hy sal met die spotters spot. As die spotters hom minag, dan sal hy hulle ook minag. Of soos ons skrif vanoggend gesê het, hulle sal die minste in die koninkryk van die hemel wees. Menende hulle sal dit eers maak. Die Here self sal met die spotters spot. Hebreërs leer ons, onder andere, wat 'n groot genade daar aan ons bewys word in Christus, onder die nuwe verbond, spesifiek onder die nuwe verbond. En die argument wat gemaak word, is dat as die Here die mense regverdiglik gestraf het, indien hulle die ou verbond verontagsaam het, indien die Here die mense onder die ou verbond regverdiglik gestraf het, as hulle teen dit gesondig het, hoeveel meer sal die Here nie die mense straf, wat die nuwe verbond verontagsaam nie? As hy regverdig was onder die ou verbond, hoeveel meer reg sal die Here nie laat geskied onder 'n beter verbond nie? Teenoor die wat die nuwe verbond verontagsaam nie. Hebreërs hoofstuk 1 eindig deur om ons te vertel wat 'n groot genade daar in Christus is, onder die nuwe verbond, nou dat hy gekom het, sodat ons almal die saligheid kan beerwe. Dit leer ons die groot genade wat daar in Christus is, in hoofstuk 1 van Hebreërs. En Hebreërs hoofstuk 2 begin dan, vanaf vers 1 tot 3, deur om te sê, in lig daarvan, in lig van God se groot genade, in sy Seun Jesus Christus, in die nuwe verbond, in lig daarvan, daarom moet ons des te meer ag gee, op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Ons moet meer ag gee daarop. En dan verwys hy na die ou verbond, of die Ou Testament, wanneer die skrywer dan sê, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, dis nou die ou verbondwet, as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, met ander woorde onder die Ou Testament, as elke oortreding regverdige bestrawing ontvang het, onder die Ou Testament, hoe sal ons ontvlug, vra hy dan? Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade, en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Die Here sal spot met die spotters, met die wat so 'n groot saligheid verontagsaam. Hy sal met hulle spot. Want as die mense onder die Ou Testament nie eens weggekom het met hulle oortreding nie, hoeveel minder die mense wat die nuwe verbond gekry het onder Christus, so 'n groter openbaring ontvang het van die Here, in sy Seun Jesus Christus, as hulle nie ontvlug het nie. Hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid, soos wat ons ontvang onder die nuwe verbond, verontagsaam, as ons dit minag? Die Here sal spot met die spotters.
met die wat so 'n groot saligheid verontagsaam. Los die spotters uit. Laat hulle maar spot. Laat hulle die woord maar minag, want die Here sal met hulle spot. Soos ons vanoggend gesing het, die Here is die wreker. Los die spotters uit wat die verbond van die Here minag, want jy sal net vir jouself skande behaal as jy aanhou karring met hulle. Hulle sal jou haat, sê die skrif, en hulle sal jou al hoe meer haat, hoe meer jy hulle probeer teregwys. Want die spotter hou nie daarvan, soos ons gelees het, om tereggewys te word nie. Maar, en soos die tweede helfte van vers 8 van ons teks ook vir ons sê, bestraf 'n wyse, en hy sal jou lief hê. En so is dit ook 'n goeie indikator van wie 'n spotter is en wie 'n wyse persoon is. Want wie het jou liewer nadat jy hom bestraf het? En wie verafskeer jou meer nadat jy hom bestraf het? Die een wat God se woord minag, die goddelose, die afvallige, die spotter, gaan vir jou kwaad word as jy hom of haar op die regte pad wil bring. Hulle gaan nie al van hou nie. Hulle gaan vir jou kwaad raak. Die gelowige aan die ander kant, wat werklik wys is, wat nie 'n spotter is nie, gaan jou lief hê wanneer jy dit doen. Hy gaan jou lief hê wanneer jy dit doen. Hoekom? Want die gelowige het 'n behaag aan die wet van die Here. Soos ons gesing het, hy oordink 'n dag en nag, dis sy bepeinsing. Hy het 'n liefde vir Christus en 'n liefde vir sy bruid, hy het 'n liefde vir sy verbond, hy het 'n liefde vir sy koninkryk. En alles wat daarmee gepaard gaan. Die gelowige, soos ons laasweek gesien het, sien die gebooie en insettinge van die Here as 'n feesmaal. Dis 'n feesmaal vir die gelowige. Die gebooie en die wysheid van die Here is 'n feesmaal. En om die gelowige in te lig oor die weë van die Here, as hy dalk 'n wanpersepsie daarvan gehad het, of hy nie 'n goeie begrip daarvan gehad het, of hy dalk verkeerd gewandel, en nou wys hy vir hom die regte pad, om die gelowige in te lig oor die weë van die Here, en om vir die wyse persoon te wys waarin die Here 'n behaag het, en dit waarin hy nie 'n behaag het nie, is om die feesmaal net soveel groter te maak. Want dit is sy behaag, dit is sy bepeinsing, dit is sy kos. En as jy hom teregwys daarop, dan gaan hy jou liewer hê, want jy maak die feesmaal dan nou groter. Hoekom gaan hy 'n probleem daarmee hê? As jy die feesmaal groter maak. Die gelowige sal nie die feesmaal afwys nie. Inteendeel, hy sal dit verwelkom as die vrou wysheid haar feesmaal net soveel groter maak. En dis presies wat gebeur as jy 'n wyse persoon teregwys. Jy wys hom die weë van die Here. Hy's dankbaar daarvoor, hy's liewer vir jou, want jy het sopas sy feesmaal groter vir hom gemaak. En daarom sê vers 9 van ons teks, deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Hoekom? Want hy verwelkom die wysheid. Hy verwelkom die woord van die Here. Hy maak nie min daarvan deur om dit te minag nie. Inteendeel, dit is sy fees, dit is sy kos. Bring nog, sal hy sê. Geef my nog, leer my dit. Want ek het 'n liefde vir die koning. En ek het 'n liefde vir sy koninkryk. Want die mens, en die mens kan ook sê, die wyse mens, lewe nie deur brood alleen nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Maar sit vir 'n spotter die feesmaal van die Here voor, en hy sal jou haat. Deel die weë van die Here met 'n spotter, en hy sal jou nie goedgesind wees, of jou met liefde ontvang nie. Hy sal nie en hy kan nie, want dit is nie vir hom 'n feesmaal nie. En dit is niks anders as Matteus 7 vers 6 wat sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie.
En gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Skud eerder die stof van julle voete af. Moenie vir hulle 3 kansse gee, as hulle nie in die gemeente van God is nie. Moenie wat heilig is vir die honde voer nie. Moenie julle parels voor die varke gooi nie. Want net miskien sal hulle omdraai en jou vertrap. En jy weet wie dit is. Jy weet wie jou liewer gaan hê as jy dit deel, en wie jou meer gaan haat, hoe meer jy dit deel. Jy weet wie die spotter is, ek weet wie die spotters is. Ons weet wie daar die mense is in ons lewens. Los dit eerder uit. Die natuurlike aptyd van die ongelowige gaan nie die wysheid van die Here wees nie. Hulle gaan nie aptyd daarvoor hê nie. Maar die gelowige wat wys is, gaan 'n begeerte hê daarna. Maar ook die gelowige se aptyd na wysheid is nie sy eie doen en late nie. Dit kom nie van homself nie. Hierdie begeerte na hierdie feesmaal van die Here is nie iets wat hy in homself opgekweek het nie. Dit is nie van nature ons begeerte nie. Want soos die woord ons leer in Romeine, niemand soek God nie. Nie een nie. Dit is nie van nature ons aptyd nie. Al hoekom ons 'n begeerte het na die wysheid en 'n liefde het vir wysheid as iemand dit ons meedeel, is omdat die Here ons begeerte verander het. En dit is die genade van die Here. Dat hy wel vir ons 'n aptyd gegee het vir dit waarvoor ons nie voorheen 'n aptyd gehad het nie. Dit is nie uit werke nie, sodat iemand kan roem nie. Dit is 'n gawe van God. Dit is 'n genade. As ons 'n honger het vir sy woord. Dit is genade. En as jy nie honger het vir sy woord nie, bid vir die Here om vir jou honger te gee vir die woord, want is hy alleen wat vir jou honger daarvoor kan gee. Jy gaan dit nie self kan kry nie. As jy voor jou siel weet, maar die woord is swaar vir my, dan moet jy vir die Here bid en sê, maar Here, maak dat dit nie swaar is nie. Want jy gaan dit nie uit jouself uit kan doen nie. Want jy kan jou eie hart verander nie. Want niemand soek God nie, nie. Pleit by die Here om jou hart te verander. Want is hy alleen wat hierdie genade vir ons kan gee en gun. Is hy alleen wat die hart van klip kan wegneem. En vir ons hart van vlees kan gee. Dis hy alleen wat vir Salomo wysheid kon gee. Salomo kon dit in homself opkweek om tussen goed en kwaad te onderskei nie. En om 'n behaag in die goed en 'n afskeid in die kwaad te hê nie. Hy kon dit in homself opkweek nie. Hy moes daarvoor vra. Dit gebeur is nie in hom nie. Dit is nie in ons nie. Die disippels kom na die Here toe en vra hoekom die Here met die skare in gelykenisse praat in Matteus 13 vers 11 en 12 en dan sê hy, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, dis aan julle gegee om die verborgenheid van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word. En hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En dit is die genade van die Here. Dit word aan ons gegee om die verborgenheid van die koninkryk te ken. En ons wat hierdie genade ontvang het, sal ook in oorvloed ontvang. Hoekom? Want deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Die wat het sal meer kry, sê die Here vir die disippels. Maar die bietjie wat die dwaas het, die bietjie wat die spotter het, ook dit sal van hom af weggeneem word. Want dit is nie aan hulle gegee nie. En mag die Here ons dit dan gun, om ag te gee op die waarskuwing in hierdie teks. Los die spotters uit. Jy weet wie die spotters is. Jy weet wie jou haat as jy aan hulle die wysheid en die parels voor hulle gooi. Jy weet wie dit is. Jy weet wie dit is wat jou verafskeid as jy dit wat heilig is vir hulle gee.
Jy weet wie dit is, los lei. En mag hier ons dit gaan om ag te gee op hierdie waarskuwing, sodat hulle ons nie haat nie, want hulle gaan. Los die spotters uit, moenie hulle vir die 1000ste maal probeer oortuig van dit wat hulle al klaar 1000 maal verwerp het nie. Moenie dit wat heilig is aan die honde gee nie, want jy kan niks anders as skande vir jouself behaal nie. Hoe weet ek dit? Want die woord leer dit vir ons. Jy kan niks anders as skande vir jouself behaal as jy dit probeer doen nie. Ek weet jy is lief vir die mense. Hulle weet wat jy glo. Hulle weet waartoe om te kom as hulle werklik wil meer weet. Maar los die mense uit. Want anders gaan jy vir jouself 'n skandvlek kry. Hulle gaan jou haat. En ons moet pas op dat die varke dalk nie omdraai en ons verskeer nie. Maar mag die Here ons dit ook gun om die diepte en rykdom van sy genade te begryp. Om hierdie wysheid aan ons wat eenvoudig is te openbaar deur sy Seun Jesus Christus. Mag ons die rykdom van hierdie genade begryp. En mag sy naam verheerlik word vir sy goedendierendheid en trou teenoor ons wat dit nie verdien nie, want ons het dit nie verdien nie. Dit is aan ons gegun. Hy het dit aan ons gegee in sy genade. Ons het dit nie gevind in en van onsself nie. Dit is 'n genade. En hoe groot is daardie genade nie? Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en soos ons vroeër al gebid het, Here, dat u woord ons leer hoe om te lewe in hierdie wêreld, hoe om situasies te hanteer. En hoe het ons ook wysheid gee vir elke situasie. En gun dit ons, Here, om ag te gee op die woord. Here, want soos die woord ons ook leer, is dit nie moeilik om onderskeid te tref tussen wie wys is en wie spotters is nie. Dit is nie moeilik om te weet, Here, wie gaan 'n liefde hê as ons hulle teregwys en wie gaan nie 'n liefde hê nie. Ag Here, mag gun dit ons ook om 'n liefde te hê vir wanneer mense ons teregwys, daarop ag te gee, Here. Dat ons nie sal word soos dit waaraan 'n spotter geken word nie, naamlik sy hoogmoed en sy vermetelheid nie. Maar mag ons soos wyses optree, Here. Mag ons 'n groot liefde hê vir die wat ons teregwys. Mag ons ag gee op hierdie woorde, Here. Mag dit ons kos wees, mag dit ons feesmaal wees. En mag ons 'n begeerte hê om te groei in die woord en in die wysheid. Beskerm ons, o Heer, gee vir ons wysheid in elke situasie met elke persoon, elke individu. Help ons om reg te oordeel oor wie wel wys is en wie wel 'n spotter is, sodat ons nie 'n skandvlek oor onsself bring nie. Geef ons wysheid in hierdie sake, o Here, want ons is by nature dwaas as U ons nie leer nie. En soos ons gebed, o Here, leer ons. Geef ons insig. Maak ons wys, o Here. En help ons om onderskeid te kan tref tussen wat goed is en wat kwaad is. Wat reg en verkeerd is. En mag ons 'n liefde hê vir dit wat wel goed is. Mag dit ons kos wees, o Heer. Geen ons vra die dinge nie omdat ons verdien nie, maar omdat U 'n genadige God is en barmhartig is teenoor die kinders. Wees ook ons barmhartig. In Jesus se naam alleen vir ons. Amen.